ek het so 2 jaar terug, het ek van werk verander. En wat vir ons interessant was, is dat jy hier is dit meer dat 'n besigheid moet die kandidaate beïndruk. Met wat kan jy vir hulle bied? En hoekom moet hulle na jou besigheid toe kom? Eerder as wat ons gewoond was in Suid-Afrika, as jy met jouself verkoop. Jy moet 'n 10 bladsye lange CV hê om jou te onderskei. Hierso sê hulle vir jou asseblief moet dit nie langer as 2 bladsye maak nie. Lekker, ons rol. My gunsteling gesegde is, dis beter om konstant goed te wees, as soms uitmuntend. Toe het ek besef, maar daar's 'n heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. Hoor julle, okay, ek dink om te begin, as julle miskien net vanaand kan sê wie julle is, wat julle doen en dan waar julle bly nou. Japie en Jacqueline. En ons is oorspronklik van Potchefstroom, daar getroud en ons het so 7 jaar daar gebly. Ons is in 2012 getroud en ons het nou 3 kinders. Hulle is amper 11, 8 en 3 en fun fact, hulle het al 3 hulle verjaarsdae in dieselfde week in Augustus. So dis 'n lekker besige maand wat vir ons voorlê. En ja, die 2 seuns is in Suid-Afrika gebore en ons kleindogtertjie is hier in Australië gebore. So sy was 'n Australian resident nog voor enige Australian citizen, nog voordat enige ons blou paspoorte gehad het. So ons is lekker jaloers op die klein Mary. Miskien vir julle aanvang, ek wil net ietsie daar vra. So op dit, as jy daar gebore word, kry jy onmiddellik citizenship of burgerskap. Is dit hoe dit werk? Net as jou ouers permanent residence is, sorry vir die Engels, net as jou ouers permanent residence is, maar nie as hulle op 'n tydelike visum is nie. Dan is dit 'n groot administratiewe taak, want dan moet die ouers vir die nuwe babatjie dan nou apart op die tydelike visum of 'n aparte visum kry. Okay. So dit is bietjie meer uitdagend as jy nie permanent residency het nie. Of natuurlik burgerskap het nie, maar ja, so omdat ons het ons burgerskap gekry in 2022, nee, ek ook nou. Ons het geëmigreer in 2019, maar ons het op 'n tydelike visum gekom, dis hoekom ons maar 'n rukkie moes gewag het om nog 'n ou kleintjie te kry, maar het ons permanent residency gekry in 2021 se Desember. En sy is in 2022 gebore, so ons is baie mooi getrou. En dan het ons burgerskap gekry in Oktober 24, laas jaar. Alright. Skus, ek het julle nou in die rede geval. Ja. Yes. Ja, en sy is 'n Sian, ek's 'n fisioterapeut. Okay. Het nie dit gesien. Baie belangrik. Baie belangrik. En julle is in Australië, nee? Yes, Sydney, Australië. Okay. As mens, wat was die oorspronklike besluit om oor te gaan Australië toe? Wel vir my, ek wou eintlik nog altyd, ek het familie hier vandat ek in South 4 of South 5 was, ek al familie wat in Australië is en ek het eintlik op universiteit al probeer aansoek doen om my training contract, my internskap vir CA in Australië te doen en dit was die credit crisis en toe val dit al deur die mat, toe vat hulle niemand in nie. En maar toe ons in September 2017 was ons saam met Japie se broer en sy vrou Leona Manansa, was ons saam met hulle in die Kreerwiltuin en ons het saam met hulle die Skokuza 21 km gehardloop en daai aand het ons so om die bosvuur, op die kampvuur gesit en gesels oor die toekoms en sommer net die ouers en al die dinge waaroor mense moes maar praat oor die kampvuur en ons het begin praat oor veiligheid en finansiële sekuriteit en geleenthede, toekoms vir ons kinders, al daai dinge waaroor mense gesels en ons het toe daai aand besluit maar ons gaan ons voelers begin uitsteek en kyk waar is daar geleenthede vir ons en vir hulle om in die buiteland 'n nuwe begin te maak. Okay, en toe oorspronklik het jy maar deur die werk geleentheid gekry. Is dit reg as ek dit so opsom? Ja, so ons het besluit ons gaan die maklikste opsie is maar om te probeer kyk vir 'n sponsorship. En ons het
weet dat omdat CA internasionaal geken word die Suid-Afrikaanse kwalifikasie, sal dit ons maklikste en vinnigste pad wees om te stap. Ons het aanvanklik eers na Nieu-Seeland gekyk, want dit is beautiful en hulle speel lekker rugby. Maar toe later, soos dat ons meer bietjie begin navorsing doen het ons gesê, maar Australië se kultuur en klimaat is baie meer soortgelyk en hulle like ook 'n lekker vleisie braai of al noem hulle dit nou maar 'n barbecue. En hulle het ook groot sportkultuur in die land en ek het, soos ek gesê het, baie familie hier en ons het toe 'n bietjie meer na Australië se kant toe begin kyk vir geleenthede. As mens kyk na die verwagting, jy weet initieel wat jy gehad het van wat dit sou wees om te gaan teenoor wat dit regtig was, jy weet, was dit beter as wat jy gedink het dit gaan wees of is dit slegter, jy weet, wat was julle ervaring, jy weet, initieel? Wel, vir ons is dit soos 'n droom wat waar geword het. Dit is regtig, dit is soos ongelooflik veilig. Die natuurskoon is ongelooflik. So klomp goeder soos publieke transport en goed wat ons hierso het. Veiligheid, soos ons los ons deure oop in die aande. Jacqueline kan byvoorbeeld gaan hardloop, so dit is regtig baie veilig. So dit is ene waarvan ons gehou het. En dan ook soos die sport. So hulle sportlewe is ongelooflik groot en divers, want hulle het van verskillende sporte. En dit is nie net op junior vlak wat hulle dit het, dit is ook op senior vlak. So jy kan, daar's baie ouens soos obviously ek 'n fisioterapeut, so ek sien baie ouens wat seer kry wat in hulle 30s, 40s, 50s is en dis nie net dat hulle hardloop of fietsry of so nie, hulle speel tans nog sokker of hulle speel rugby of hulle speel AFL of cricket, so tot op 'n hoë ouderdom. So dit het my aangenaam verras en ja, dis maar net die skoonheid en die strande en die buitelewe is great. Daar's ongelukkig nie die bokkies en goed wat ons in Suid-Afrika hier is, maar nie so groot verskeidenheid nie. Maar ja, so dit en dan soos die publieke goed wat jy kan tot toegang het. Byvoorbeeld as jy strande toe gaan en so, is daar bubblers, so jy kan enige plek water drink en dit is veilige water, so dis hulle nie infrastruktuur en goed belê. En as jy op die groot paai ry, daar's nie papier en goed wat rond lê nie, so en aanvanklik soos polisie byvoorbeeld, verstaan, mense is altyd skrikkerig vir polisie, so hier is dit asof hulle, ek sal nie sê 'n vriend is, maar vriendelik en die brandweermense is vriendelik, die mense wil die altyd met jou gesels, so dis great. Okay. As mens toe julle daar aankom, ek dink kom ons begin net daar, as jy weet, wat was die moeilikste ding? Ek het nou met klomp mense gepraat, verblyf was altyd maar 'n groot ding vir hulle. Was dit by julle ook of was daar iets anderste wat julle aanvanklik wat nogal moeilik was om jy weet touwys, jy weet hoe was al so iets dalk? Kyk, immigrasie is nie maklik nie. Hy is uitdaging op uitdaging op uitdaging en enigiemand wat vir jou sê dis nie maklik op pad, verstaan nie wat hulle sê nie. Maar nee, ek dink vir ons was dit absoluut, ek dink klomp mense sal saam sê, maar jy mis jou village. Jy het jou village nodig. Ek weet ons het familie, maar hulle bly 'n redelike entjie nog steeds, al is hulle in Sydney is groot. En hulle het hulle eie lewens. So ons mis daai support en net vinnig by oupa en ouma gaan aflaai as jy wil 'n fliek gaan kyk of gaan uit deur die aand of net daai gemak en daai gerief om vinnig op iemand se knoppie te kan druk. Ons was bederf geweest met my ouers en Japie se ouers wat binne 'n 2 km, 3 km radius van ons hof gebly het in Potchefstroom. En dan die ander ding ook wat daartoe bydra is 'n mens se tyd word maar bietjie beperk hierso, omdat almal se tyd hier word waardevol geag. Of jy nou 'n ambagsman is en of jy 'n skoonmaker is, 'n bouer, 'n onderwyser, jy betaal vir almal se dienste. Jy betaal 'n pretty penny vir hulle dienste. So dit wat gewoonlik normaal was, jou huishulp of die tuindienste of die swembaddienste of wie ook al jy by die huis gehad het om jou te help. Dit is 'n leksheid hierso. Hulle is beskikbaar, maar jy gaan betaal en jy besluit maar is dit die tyd wat jy op jou Saterdagmiddag wil spandeer om skoon te maak die hele dag of kry jy hulp en dit is maar as ek sê so tussen jou village, jou mense en die support system, dit is maar 'n uitdaging vir ons gewees. Okay. Ek dink kom ons praat net maar, julle het nou dit aangeraak oor die jy weet dit kos 'n klomp geld om huishulp seker goed te gee. As mens kyk na lewenskoste teenoor Suid-Afrika, obviously
ons jy weet jy kan redelik goedkoop, paar van die goed wat essensieel is baie goedkoper hier. Maar hoe het julle ervaar dat die lewenskoste daar? Ja, ek dink ons het al 'n gesprek, jy weet, gehad oor die koste om te bly is baie duur. Maar overall as jy weet as ons Checkers toe gaan, kan ons sekere goed koop. As jy sê net maar daar het jou geld dieselfde waarde, is dit duur daar, jy weet, of hoe ervaar julle dit? Ja, daar's klomp goeders wat dieselfde is, soos lewenskoste is min of meer sal ek sê dieselfde. So as jy na die local plekke toe gaan, so sê maar soos ons het ook 'n Woolies hierso, soos of 'n Coles of so as jy soontoe gaan, die goed is baie vergelykbaar, die pryse. So in daai opsig is dit nie bad nie. Goed wat duurder is natuurlik drank, want daarso is klomp syntax op dit, so dit is definitief heel wat duurder. So 'n kas bier byvoorbeeld, ek weet wat kos dit nou al nie, wat kos dit R250 'n kas bier? Ja, So as jy dit vergelyk na dollars toe, dan sal dit hierso tussen 600 en 700 rand sê maar wees. So dis heel wat duurder. En hardhout en daai goeders is ook heel wat 2 tot 3 keer die prys basies wat dit is. En dan sit so sê maar local goed wat jy kry. Sigarette. Jawel, omtrent niemand rook hier, sorry, want sigarette is, dink jy betaal vir 'n boksie soos wat 'n kaart kos in Suid-Afrika. So die mense rook nie regtig hierso nie. Voertuie en goeder, sekere make is goedkoper hierso in Suid-Afrika, sekere make is duurder, maar dit is nie 'n groot verskil nie. Die duurste goeder hierso is soos dagsorg. So as kinders op dagsorg is, so dat enigiets wissel van $120 na $200 'n dag per kind. So dis nogals dit fantasties. En dan natuurlik is die huispryse. So as jy koop, is die huise baie duurder. Ons sal later kom by wat dit min of meer kos, en dan ook die ander ding is as jy huur. So die huur is ook obviously baie meer. So dis maar die groot goeders wat ek sê wat verskil is. So lewenskoste is dieselfde, huur is meer en dagsorg is duurder. Maar as jy byvoorbeeld in laerskool kom en jy gaan na 'n publieke skool toe, dan is dit verniet. As jy hoërskool toe gaan en die kinders gaan na 'n hoërskool wat publiek is, dan is dit ook verniet. Maar wat meeste van die ouens draai doen is eintlik om hulle soos in 'n privaat skool te sit in die hoërskool. So die laerskool is nie so belangrik vir 'n privaat skool nie, maar die hoërskool voel dit vir ons wil ons amper hê soos wat mense in Suid-Afrika het wat die sport by die skole is. In die laerskole hierso is dit nie so groot op sport nie. Daar is nou en dan byvoorbeeld 'n rugbydag of 'n atletiekdag of 'n swemgala, maar dit is een geleentheid. Dis nie soos ons wat dit naweek in en naweek uit doen. So dan natuurlik met die kinders op laerskool dan behoort hulle aan klubs. En by klubs dan so aansluitingsfooi, maar dis nie belaglik nie. So ons kinders oefen basies in die aande. En dit is hoekom dit ook so gejaagd is al van die maak klaar met werk van die kinders na sport toe oor in die aande. Okay. En as hulle sport doen, is dit nou op Saterdag en party sport is op Sondag, wat ook bietjie van 'n kulturele aanpassing is. Ja. En so hulle doen glad nie sport by die skool nie. Hulle gaan skool en dan as hulle in die aande dan doen hulle maar soos hulle sport. Ja, hulle doen so, maar hulle sal nie soos ons in Suid-Afrika sê maar 3 keer 'n week oefen of 4 keer 'n week oefen en dan die naweek speel nie. So hulle sal dalk in 'n LO periode 1 keer 'n week of 2 keer 'n week bietjie oefen en dan speel hulle sommer in skooltyd sê maar teen 'n ander skool. Of hulle het eendag 'n gala dag. So dis nie dat hulle in 'n squad oefen by die skool nie. Hulle kan in 'n squad oefen in 'n klub. En dan kan hulle by die skool gaan, dan so verskillende zones wat hulle dan nou deurgaan totdat hulle by ons as provinsiale so state champs doen of so. Okay. So hulle is nie so groot gefokus op daai aspek by die laerskole en by hoërskole. In die privaat skole is dit dieselfde soos wat dit in Suid-Afrika sal wees. Ja. Okay, cool. As mens kyk na soos hulle kredietwaardigheid om daar op te bou, jy weet, jy het nou gepraat van huiskoop. Obviously moet jy nou 'n goeie rekord hê seker om 'n huis te koop of wat. Hoe is hulle, jy weet, daai stelsel en dan ook bankwese, want die ander ouens wat ek mee gepraat het sukkel verskriklik, omdat ek dink Suid-Afrika het redelik 'n goeie bankstelsel. In vergelyking met dit is wêreldklas dink ek, maar hoe was julle ervaring met dit? Eerstens miskien bankwese en dan obviously kredietwaardigheid om dit reg te kry. Ons aanvanklike bankrekening het ons sommer al toe ons nog in Suid-Afrika was, het ons dit vanuit Suid-Afrika af oopgemaak en al geld begin oorplaas in daardie rekeninge. En die tweede dag wat ons in Australië was, het ons ingegaan na die banke toe. En was aangenaam verras, daar was nie 'n tou nie. Ons was die enigste mense basies daar binne. Hulle het ons 2 klein kindertjies gevat vir hulle gaan laat inkleer en KitKats gegee 9:00 die oggend. En ons het ons dinge gedoen. Hulle is baie goed hier met kinders en kinders word
en net getreed, hoor ek moet sê. En so dit was vir ons nogals 'n interessante een gewees. En ja, ons het daai dag ons rekeninge net moes ons ingaan bank toe om die geld te kan access te aktiveer, ja. te aktiveer en te kan actually swipe. En wat ons ook baie interessant gevind het hierso is hulle pos jou bankkaart vir jou nog in die pos. So ja, ons het ons bankkaart in die pos ontvang en as hy weg is dan deaktiveer hulle jou stuur hom net weer vir jou in die pos. So dit was nogal 'n interessante ervaring gewees, maar ja, dit werk, niemand vat jou kaarte nie. Ja, so dit is maar daai goed as jy 'n huis wil koop byvoorbeeld of hulle kyk nie reg na kredietwaardigheid nie. So hulle sal as jy genoeg geld het om 'n deposito neer te sit en jou verdiensvermoë tussen jou en jou vrou is goed genoeg, dan gaan jy lening kry. So hulle basies kyk hulle of jy 'n paaiement gaan dra. So as tussen jou salarisse en met al jou uitgawes wat jy het, so dit is maar baie so Suid-Afrika wat jy invul, dis my maandelikse uitgawes, so jy sit al die goed in. So as jy genoeg geld het en jy kan deposito neersit en jy het 'n kontrak wat jy in werk, dan geld vir obviously soos vir my, ek het my eie praktyk, so dit was 'n bietjie anderster, so dan party banke kyk na jou finansiële state oor sê maar 3 jaar, anders kyk op vergoedingsstate of so dit verskil maar kredietwaardigheid, hoef nou nie kredietkaarte te hê, soos ek het, ons het byvoorbeeld nie kredietkaart nie, want jy het nie nodig om krediet op te bou, kredietwaardigheid byvoorbeeld te hê nie. En as jy 'n kar wil koop byvoorbeeld, as jy hierso kom en as jy byvoorbeeld nie residency het nie, dan gaan jy nie lenings kry nie. So as jy nie permanent residence het nie, so as jy kom, moet jy sê maar 'n kar cash koop. En dan as jy permanent residence het, dis wanneer jy dan nou 'n huis kan koop of 'n kar op belening kan koop. Okay. Alright. En dan die belasting, jy weet, hoe lyk die belasting teenoor die belasting hier, Jacqueline, jy sal miskien nou beter kan sê. Ek weet ek het met ouens gepraat wat in België is en letterlik hulle keuse was om sy vrou nie te laat werk nie, want die tax op 2 en hulle vat dit as 'n geheel en dit is baie dan meer. So dis letterlik vir beter dan om by die huis te bly. So hoe lyk julle tax daai kant? Ek is wel nie 'n tax specialist nie, maar ons vind dit is baie soortgelyk aan Suid-Afrika en ons ook maar die belastingskale. Ons het wel as jy in die hoër earning brackets kom, dan is daar soos amper soos 'n super tax dat jy 'n redelike sprong het in daai belastingskaal. So jy moet maar besluit, gaan jy jou werkgewer vra vir daai 10% verhoging of gaan jy maar eerder bly waar jy is, want op die einde is die belasting effek meer voordelig. Maar andersins dink ek is ons belastingskale maar baie soortgelyk en wat baie goed is om te sien is omdat ek dink ook hier dra omtrent 90% van die bevolking 10% van die armoede. Verstaan waar dit andersom is omtrent in Suid-Afrika. Moenie nie my quote op die persentasies nie asseblief, ek het nie my navorsing gedoen nie, maar so ek dink dan kan jy sien hoe word die infrastruktuur in stand gehou. Ons betaal ons e-tolls op 'n gereelde basis, maar jy kan sien hoe word dit aangewend. Jy kan ook, ons het in die begin was iets soos, en ek weet ons is eintlik nou op belasting, maar iets soos parkeergeld. Wat jy hier betaal, dan wil jy amper op jou rug val, want is iets soos tussen $6 en $10 'n uur, en dit is in die begin vir ons verskriklik erg, want jy convert dit nog na rande toe, maar dan sien jy die parke is skoon, die kinders het speelparkies wat werk, en daar's niemand wat jou laat onveilig voel nie, so ek dink dit help, jy betaal makliker, en jy voel meer gerus om dan daai ekstra belasting of parkeergeld, of wat ook al dit is, te betaal, as jy sien dit word reg aangewend, en jy kry die voordele uit daai belasting uit. Ja, maar om terug te kom, sy word belas ook, en ek word belas apart. So ons sit dit nie saam. Ja. En werk hulle dit saam uit nie. Waar hulle dit wel doen, skus dan Markov, is hulle kyk na jou gesamentlike huisinkomste vir subsidies. So byvoorbeeld vir die dagsorg kry ons, hulle noem dit CCS of Child Care Benefits. So daarso kyk hulle na jou huishoudelike inkomste en bepaal hoeveel afslag of hoeveel bydrae sal die staat maak aan jou dagsorgfooie. So byvoorbeeld, ons Jaap het nou genoem is tussen $120 en $200 'n dag per kind. As jy nie permanent residency het nie,
dan betaal jy die volle bedrag. So ons het gehelp vir 3 jaar, want ons het 2 kinders in dagsorg gehad en dit was verskriklik erg. Ek kon eintlik maar by die huis gebly het. Maar nou dat ons permanent residency het, kyk hulle wel na gesamentlike inkomste en dan bepaal hulle kan jy 10%, 20%, 30% terugkry van daai geld. Okay. Maar dis nie belasting nie. Ja. Okay, good. Beleggings en spaar. Ek dink obviously, ek weet nou julle het nou 'n eiendom gekoop. Is dit maar die go-to daar? Want ek dink julle rentekoerse. Hoe lyk as jy 'n huis kan koop, dan voel meeste van die Aussies hulle is gemaak of dis hoe dit vir ons gevoel het, net omdat dit so duur is. So dit is as die beleggings word gediversifiseer al hierso, as jy kan sê want en dit is hoekom jy's nog ook betrokke by Sanlam waar anniteit so ongelooflik belangrik is. Want in Australië ons noem dit superannuation. So vandag een wat jy begin werk, op die oomblik is dit ek dink 12.5% of hoeveel is dit? 11.5%, dit word nou 12 van jou salaris wat moet bygedra word aan die anniteit of die super. So vandag een wat jy werk. So daai geld word klaar weggesit. Vir baie ons wag 15 jaar in Suid-Afrika en as dit byvoorbeeld nie vir daai was nie, ek kon daai super geld hier insit wat goed groei en ons het van dit gebruik en die eiendomme en die beleggings in Suid-Afrika wat ons gehad het, want as dit nie vir al daai was nie, dan gaan jy doodsukkel of dan sou ons vrek gesukkel het om in die mark in te kom. Want jy moet basies ons met 'n strandhuis, 'n besigheidseiendom verkoop, ons huis, erf, sulke tipe van goederes, ons moes al daai goed verkoop saam met ons super om genoeg deposito neer te sit en 'n gemaklike deposito neer te sit om druk van jouself af te haal. So al is die rentekoerse laag, dan obviously is die pryse verskriklik hoog. Ja. Okay, so wat julle eintlik maar gedoen het is julle het julle het al 'n groot goed bymekaar gemaak en dit oorgeskuif en dit en dit gebruik as dit okay, goed. Ja, en dan ding wat hulle het is soos 'n offset account. So wat jy probeer doen is jy sit ekstra geld in daai huislening in. So wat ook al dit is en dan werk hulle daai ook uit. Dis amper soos 'n oop verband wat jy sê met Suid-Afrika wat jy ekstra geld insit, wat jy toegang basies het en dit bring dan ook soos jou kapitaal af, so jou rente en goed raak minder. So jy wil jouself onder druk sit, want as jy op 'n groot prys gaan, so op 'n tyd was die rentekoerse 1.9% hier gewees en is nou sê maar 6%. So die ouens wat op 1.9 gekoop het en dan spring hy na 6 toe op daai groot bedrag maak dit 'n ongelooflike verskil. So goeie advies sal altyd wees as jy koop, moenie tot jou max koop nie. So die bank sal vir jou sê dit is waarvoor jy kan koop. Okay. Ons is konservatief en ons het heel bietjie onder dit gekoop net om vir onsself daai leverage te gee waar ander mense sê nee, jy moet tot die max koop want omdat eiendom hierso verdubbel of meer in 10 jaar, die prys is hoe hoër jy kan koop hoe meer gaan dit obviously verdubbel. So ja. Okay. Yes, okay. En dan hoe lyk medies daai kant of gesondheidsorg? Het julle, jy weet wat doen julle daar as julle op hulle systems? Ja, so as jy permanent resident is, dan kry jy Medicare, soos Medicare is ons National Health. So as my kinders tandarts toe gaan of hulle gaan dokters toe of so, dan is dit bulk bill, so dit beteken jy betaal nie, so dit is ingesluit vir dit. Maar baie mense het nog steeds privaat medies. So privaat medies is byvoorbeeld 1/3 van die prys as wat dit in Suid-Afrika is, maar omdat daar klaar Medicare ook is. So dan het mens maar daai want soos byvoorbeeld vir my wat weer aan die ander kant van dit is wat 'n fisio is, as mense na my toe kom, dan swipe hulle mediese kaart, dan sê maar jou fooi is ek hoeveelheid, daai gap wat die medies nie dek nie, tap die mense, so daai geld word dan die volgende dag in jou rekening inbetaal. En as dit Medicare is, jy kry 5 sessies byvoorbeeld vir fisio of Allied Health, hulle tap ook daai kaart en dan die verskil betaal hulle dan self en daai geld, die mediese stelsel is so goed die National Health dat ek die volgende dag kry ek al daai geld terug. Ek het nie invorderaars nodig om my geld in te bring nie. So as ek 'n pasiënt vandag sien, môre of die dag daarna, dan het ek whether dit privaat medies of Medicare is, het ek al die geld in my rekening. Ja. Die volle bedrag wat great is. So dit wys hoe die mediese stelsel werk. So jy betaal al die belastings en al die goed, maar dis 'n goeie voordeel wat jy kry. Ja, so dis hoekom is mediese fondskostes minder. Maar as jy nie permanent residency het nie, soos jy net hier kom, dan moet jy net privaat medies hê wat dieselfde prys gaan kos. Ek dink dit is verplig. So dit is verplig. Jy moet dan privaat medies hê. Okay. Cool. Ons het byvoorbeeld baie mense het gebruik
miskien nie privaat medies nie, want hulle voel Medicare is voldoende. Wat privaat medies ook mee help is as jy 'n elective procedure het, dan kry jy voorkeur of jy kom makliker vroeër in die lys om gehelp te word. So jou wagtyd is nie noodwendig so lank as jy privaat medies het nie. Ja. Maar toe ons swanger was, of toe ek swanger was, jy was nie swanger nie, toe ons vir Zara verwag het ons op die publieke route gegaan. Al het ons privaat medies gehad. En ek kan eerlikwaar sê, dit was vir ons 'n baie goeie ervaring geweest. Daar was aanpassings, jy het nie jou spesifieke dokter soos wat jy in Suid-Afrika gewoond is, en jy sien hom ook nie so baie nie, so is bietjie meer old school. Maar die behandeling wat jy gekry het, die dienste, is regtig baie goed geweest. Die hospitaal was topklas geweest. Dit was ongelooflik mooi. So ek dink daar's niks fout om publiek te gaan met jou mediese prosedures. Ja. Dit is maar die voordeel en die sekuriteit om privaat te hê as jy nou weet jy addisionele. Ja, byvoorbeeld as jy nou 'n kruisligament skeer en jy moet 'n operasie kry, kan jy dadelik 'n ortopeed gaan sien en hy gaan jy opereer in 'n week of 2 of die volgende dag. Maar as jy nou deur die staat byvoorbeeld gaan, dan gaan jy nou dalk 'n bietjie moet wag. Dit kan enige tydperk wees. Okay, goed. Ek dink ons het nou redelik al die praktiese goed uitgesort. Grootste positiewe ervaring van julle tyd daar. Jy kan die emosionele gedeelte doen, my vrou. Ek wil definitief vir my is dit 'n belangrike aspek geweest, is definitief die veiligheid en die sekuriteit. En omdat ons 'n baie aktiewe gesin is en selfs in Suid-Afrika, het ek het nooit alleen gaan hardloop nie. Ek het nooit alleen gaan fietsry nie. Ek dink nie sal dit ook nog steeds nie aanraai om dit te doen nie. Maar hier het ek in die aande my hond gevat na 'n hondeparkie toe in Bukfiet nagdonker. Ek gaan hardloop vroeg in die oggend of later in die aande as dit al bietjie donker is en jy voel nie een oomblik onveilig nie. Jy kan gaan waar jy wil, doen wat jy wil. So dit definitief die veiligheid en die sekuriteit is vir ons 'n baie goeie en positiewe ervaring gewees. En dan ook die Australiërs se vriendelikheid. Ek weet met die sport like ons hulle nie so baie nie, maar en sal soms sê, hulle is arrogant wat ook al, maar dit is glad nie ons ervaring nie. Dit het regtig baie Australiër vriende gemaak, en ek dink dit is ook belangrik vir mense om so gou as moontlik te probeer inskakel en deel van die kultuur te word. Die Australiërs is baie gewoond aan immigrante en verskillende kulture, omdat hier so baie is. Ek dink ons sê ons altyd, ons kom van die Rainbow Nation af, maar ek dink jy kan dit verdriedruppel. Ja, van al die nasies wat hier is. Dit is ongelooflik, ons het, is ongelooflik baie kulture en nasies en jy leer ook baie van hulle af. En ek dink die rede is omdat, soos julle weet, Australië met 'n groot tekort aan vaardighede vir al ambagsmanne, haarkappers, onderwysers en ingenieurs. Hier is regtig groot, dis 'n baie lang lys en oor die wêreld na Australië toe. En dan die ander ding wat ek interessant gevind het, en ek het nou al so 'n keer, of ek het so 2 jaar terug, het ek van werk verander. En wat vir ons interessant was, is dat jy hier is dit meer dat 'n besigheid moet die kandidaate beïndruk. Met wat kan jy vir hulle bied? En hoe kom hulle na jou besigheid te kom? Eerder as wat ons gewoond was in Suid-Afrika, as jy met jouself verkoop. Jy moet 'n 10 bladsye lange CV hê om jou te onderskei. Hierso sê hulle vir jou asseblief moet dit nie langer as 2 bladsye maak nie. So jy hoef nie jouself so te verkoop soos in Suid-Afrika nie. Dis inteendeel aan die ander kant en dis maar omdat die werkloosheidssyfer hierso is 4.3%, dink ek het ek laas gekyk. So dit is nogals verfrissend en partykeer ook bietjie ek hou nie daarvan nie. Dit is nie ons groot gemaak is om onsself so op papier te verkoop nie, maar of in 'n interview nie, maar jy kan dit doen en hulle kyk nie snaaks aan nie. So ek dink dit was nogals ook 'n bietjie van 'n verandering gewees vir ons. Goed, en dan grootste frustrasie dalk as daar ene is. Frustrasie is maar die prosesse en die kontakte, want dit vat 'n tyd lank om kontakte op te bou.
soos in enige land of whether jy klaar geswat het of wat ook al. So timing the market. Dis nie timing the market nie, jy moet maar tyd in die mark wees en jy moet maar deur die prosesse gaan en baie keer het dit vir my gevoel, ja, ek wil goed vinniger laat gebeur, ek wil nou 'n huis koop, ek wil nou my eie praktyk oopmaak. Maar op die einde van die dag moet jy deur die fases gaan en dis 'n leerskool. Jy moenie deur dit probeer wens nie. Jy moet dit vat soos dit kom en elke dag lewe ten volle soos wat dit nou is, want jy gaan elke dag wat jy is jy net gaan jy in 'n beter posisie ingaan. So vir my was 'n groot frustrasie, ek wil baie keer goed met nou gebeur. En dan natuurlik soos die netwerke, want ek meen jy weet self hoe dit is, mens ken mense, so jy kan hierdie ou vra om jou te help met dit of daai met dit, so dit is nuwe maniertjies van doen. Daai is frustrerend en 'n ander ding soos wat ek gesê het, of omdat jy nie hulp het en doen nie baie van die goed self, so aanvanklik was dit vir my baie frustrerend, maar op die ou ende is dit eintlik 'n baie positiewe ding, want byvoorbeeld as ek in die huis in Suid-Afrika gekom het in die aand, dan kos is gemaak, al die klere is gewas, alles is skoon, so ek hoef niks te doen nie. So is maklik vir my om te sê, weet wat, ek gaan gou bier saam met my pelle drink. Hierso is dit nie, so daar's 'n konsekwens. So jy moet basies huis toe kom, elkeen het sy werkie. So elkeen van my kinders doen iets hierso, so hulle moet skoon maak, so hulle leer. So eintlik kom mens nader aan mekaar. So ek sal sê maar kos maak en Jacqueline sal met die kinders se huiswerk besig wees. Of ons sal saam klere, sy sal sê maar was en ons sal ophang en opvou en ons doen dit saam. So eintlik is jy so baie in mekaar se geselskap wat ek dink daar in toe ek in Suid-Afrika was, het ons baie verby mekaar gelewe as gevolg van dit en nou is mens baie meer intiem betrokke met dit. Okay. So uitdaging maar wat aan positief geraak het, voel ek. As mens ek dink jy het nou gepraat van die kinders, hoe was dit vir die kinders om aan te pas en pas hulle obviously is hulle nou aangepas en julle is al rukkie daar, maar jy weet hoe is dit vir hulle? Ek hulle was maar klein geweest, Liam was 4 ja, 4,5 en Sandertjie was 1,5 geweest toe ons Australië toe getrek het, so hulle ken omtrent net wat ons hier het. Wat vir hulle 'n groot aanpassing was is omdat ons so baie verhuis het. Arme Liam was al in 4 laerskole. Hoopelik is dit nou die laaste een gewees, maar dit is nogal 'n aanpassing op hom gewees en Sandertjie was nou in 2. So ek dink dit was meer daai en ek het groot geword in 1 laerskool, 1 hoërskool, 1 universiteit, ja, ek het groot geword bietjie meer deur Suid-Afrika en op verskillende plekke gebly. Maar dit was vir my baie my kinders so rond te skuif en hulle pas aan, hulle kom daar en hulle verstaan en weer. Maar ek dink vir hulle was dit nie maklik nie, maar makliker aan ja, omdat hulle soveel jonger was dit makliker. So maar ons praat nog steeds woordeskatte, maar hulle gooi nog so op. Maar wat wel 'n groot, ek dink dalk is dan meer vir ons aanpassing, ons vergelyk verskriklik baie met was en die tipe skool en onderrig wat ons gehad het, is ons mis definitief die Christelike aspek wat daar in die skole was. Hulle is op die oomblik in publieke skole, so ons mis daai opening met gebed en saalopening en 'n sangperiode en 'n Bybelstudieperiode. So ons mis daai en dis ook wat vir ons baie belangrik is nou met die hoërskool, dat ons kinders na 'n Christelike hoërskool toe sal gaan, nie net vir die Christelike aspek, maar ook hoe dit jou vorm en skep vir die toekoms. In Suid-Afrika, as ek vat jou hele, omdat ons in Potchefstroom is 'n klein dorpie en gemeenskap, was die kans dat die persoon langs jou is ook 'n Christen of die mense in die winkels of by die skool of wie ook al. So jy het die hele daai community gehad en jy het geweet jou kinders is blootgestel in daai community en dit is ongelukkig nie die geval hierso nie waar hulle maatjies is nie op die oomblik Christen en nie of hulle is nie almal nie almal nie, hulle het Christen maatjies, maar so dit is eintlik vir ons nog meer belangrik gewees om by 'n kerk in te skakel en ons is baie bevoorreg om in 'n baie goeie kerk te wees. Die dominee is Suid-Afrikaner, hy vrou, ek dink 80% van die kerk is Suid-Afrikaners, so ons het ons baie tyd gemeenskap in daai kerk.
Okay, ek dink ons het redelik alles aangeraak. Ek dink as jy vinnig, ons het 2,5 minute oor. As hy afgaan kan ons net weer op dieselfde link inklim. As jy enige raad vir ouens wat dalk wil dit doen. Ja, ek dink die belangrikste is om uit te reik na mense toe wat dit al gedoen het en vrae te vra. Doen jou huiswerk goed voor die tyd, kyk wat jy wil hê en weer eens vra. Al is dit klink dit soos 'n dom vraag, vind soveel uit as wat jy kan en maak jouself slim oor die besluit. En ja, dit gaan alles oor mense gesindheid. Jy kan die regte besluit neem met verkeerde gesindheid, dan gaan dit nie werk nie. Maar as jy die verkeerde besluit dalk neem, maar jou gesindheid is reg, dan sal dit werk. So jou gesindheid is definitief baie belangrik en ja, dis wat ek sal sê. Ek dink ek sal definitief sê is moenie jouself met ander mense vergelyk nie. Maar hou daarvan om te sê ons is almal in dieselfde bootjie. Ons is nie almal in dieselfde bootjie nie. Ons is almal in dieselfde storm. Ons is almal in hierdie groot storm. En party mense het 'n roeibootjie, ander mense het 'n duikboot en ander mense het 'n seiljag of 'n moviese skip. En ons het almal verskillende tools en ons almal doen die beste wat ons kan met wat ons het en ons wil almal met 'n gemeenskaplike doel. Dit is om net die beste vir ons kinders te gee en die beste te maak van hierdie nuwe lewe wat ons het. En ja, so ek dink be kind to yourself. Wees geduldig met jouself en moenie jouself met ander mense vergelyk nie, want hulle het hulle eie battles wat jy ook nie sal sien nie en nie van weet nie, maar ja, doen net die beste wat jy kan.